Goeiedag en baie welkom in vandag se videoles in die hoofstuk van oppervlakte en volume. In vandag se video gaan ons die buiteoppervlaktes en volumes van piramides en keels ondersoek en kyk wat die formules daarvoor is. Eerstens, net gou ter hersiening. Ons het in 'n vorige video gekyk na 'n paar basiese tweedimensionele vorms se omtrek en oppervlakteformules, naamlik die van die vierkant, die reghoek, die driehoek en die sirkel. So dis baie belangrik dat jy elkeen van hierdie 4 basiese forme se omtrek en se oppervlakteformules ken en kan toepas. Ons het ook gekyk na die verskil tussen reëlmatige en onreëlmatige vorms en dan het ons gesien dat ons vir 3-dimensionele vorms gaan onderskei tussen ons prismas en ons silinders, wat ons reeds behandel het in 'n vorige video. Vandag gaan ons kyk na piramides en keels en dan gaan ons laastens nog kyk na sfere in 'n volgende video. So vir vandag se video van piramides en keels is dit belangrik om te sien dat hierdie twee beide skuins na 'n toppunt toe opkom. Met ander woorde, dis nie 'n reëlmatige vorm nie. So hy kom skuins van 'n basisvorm af na bo na 'n toppunt toe. By piramides kan ons nog verder onderskei tussen regte piramides. Nou regte piramides moet aan die volgende vereistes doen. Eerstens, jou toppunt is loodreg bo die middelpunt van die basis. Jou basis gaan reëlmatig wees, byvoorbeeld iets soos 'n vierkant of 'n gelyksydige driehoek. En omdat jou basis reëlmatig is, beteken dit dat al die skuinsvlak driehoeke kongruent sal wees. En onthou, kongruent beteken hulle dieselfde vorm en grootte. Ons gaan eerstens kyk na die volume van beide die piramide en die keel, omdat die basiese formule vir volume vir beide van hierdie twee tipes figure dieselfde is. Maar kom ons kyk eers na 2 video's om dit te illustreer. Dieselfde idee gaan nou ook geld vir ons keel. So as ons kyk na 'n keel met 'n basisvorm, 'n sirkel, wat dan die silinder dieselfde basisvorm sirkel het, selfde radius, dan sien ons dat 3 keels pas in hierdie silinder as die keel se hoogte en die silinder se hoogte dieselfde is. So kyk weer mooi, as ons die silinder in 3 gaan deel, dan gaan 1 keel presies 1/3 van daardie silinder gaan vul. So met ander woorde, 3 keels gaan die totale volume van 1 silinder met dieselfde hoogte en selfde basisradius sirkel gebruik. So dit bring ons dan nou by ons formule wat ons kan aflei. So in die eerste video het ons gesien, het ons 'n vierkantige regte piramide gebruik, wat ons dan gebruik het om 'n
kubus waarvan die basis, die vierkant, dieselfde is as jou basis vierkant van jou piramide. Die hoogte, omdat dit 'n kubus is dan ook dieselfde as jou regte piramide gewees, en ons het gesien dat 3 van daardie vierkantige piramides se volume, daardie groen water, het in die kubus gepas. In die videoetjie met die silinder het ons dan ook gesien dat 3 keels het gepas in 1 silinder, wat dieselfde hoogte het en wat dieselfde basissirkel het, met ander woorde die radius is dieselfde. So hierdie afleiding help ons dan om te sien dat waar ons gewoonlik gehad het, dat vir 'n prisma was die volume gewees die oppervlakte van die basis maal met die hoogte, gaan ons nou dieselfde idee gaan gebruik, maar ons gaan net 'n derde gaan byvoeg, want ons het elke keer gesien daar's 3 wat gaan inpas. So, die formule gaan wees, volume is 'n derde van die oppervlakte van jou basis, so wat ook al die basis is, het sy nou die van 'n piramide of 'n keel, gemaal met dan die hoogte van daardie prisma, met ander woorde van die piramide of van die keel. Vir die buiteoppervlaktes gaan ons die piramides en die keels nou skei. Nou vir die buiteoppervlakte van 'n piramide, enige piramide, is dit die oppervlakte van jou basis, plus dan die som van al die oppervlaktes van elkeen van die driehoeke wat so aan die sykante is. So onthou, hier is dit belangrik dat jy moet onthou dat die oppervlakte van 'n driehoek is die helfte van jou basis maal met die loodregte hoogte. So moenie daardie hoogte nou verwar met die hoogte van jou piramide nie. Jy gaan in hierdie geval 'n skuinshoogte moet gaan bereken. Maar daar sal elke keer vir jou genoeg inligting op die skets wees om dit te kan bereken. Kom ons kyk na die geval van 'n regte piramide. Nou, vir die buiteoppervlakte van dit, moet jy nou onthou, 'n regte piramide beteken ons 'n reëlmatige basis. So ons reëlmatige basis gaan ons hier die voorbeeld gebruik van 'n vierkant. Nou, 'n vierkant beteken al 4 sy sye is ewe lank. So, die hoogte van hierdie piramide word vir ons nou op die skets hier gegee as 15 en die sylengtes van die vierkant is elke keer 10 gewees. Nou, om daardie skuinsvlak driehoek se skuinshoogte te gaan bereken, gebruik ons Pythagoras. Nou, vir 'n regte piramide beteken dit ons toppunt is loodreg op die middelpunt van die basis. So met ander woorde, jy moet daar so half die loodregte en die reghoekige driehoek dan sien, sodat jy Pythagoras kan gebruik, en omdat hy na die middelpunt van die basis toe gaan, beteken dit dus die helfte van een van die sye van jou vierkant, naamlik in hierdie geval dan die 5. So, op so 'n manier kan jy dan die skuinshoogte bereken, en dan het jy die skuinshoogte, sodat jy die oppervlakte van daardie skuinsdriehoek kan bereken, en weer eens, omdat dit 'n regte piramide is, gaan ons dan nou vir die som vir die oppervlaktes van die driehoeke, dan net sê, ons gaan net 1 oppervlakte uitwerk, en ons gaan dit met 4 maal, omdat daar 4 kongruente driehoeke op hierdie basis gaan wees. Die buiteoppervlakte van die keel gaan dan wees die oppervlakte van jou basis, wat 'n sirkel is, naamlik pi radius kwadraat, en dan vir daardie keel, vir daardie geboë gedeelte, dis nou nie heeltemal 'n driehoek nie, so met ander woorde, die formule wat jy hier gaan gebruik is die basis plus dan pi rs. En s is dan daardie skuinshoogte wat jy ook kan gaan bereken met behulp van Pythagoras, want jy gaan die hoogte van jou keel hê, die loodregte hoogte, en jy het die radius van jou basis, met ander woorde, dis genoeg inligting om Pythagoras se reël te gebruik. So, ter opsomming, piramides en keels, die volume is basies dieselfde vir hulle, is 'n derde die oppervlakte van jou basis, gemaal met die hoogte van jou prisma, het sy dan nou die piramide of die keel. Vir die buiteoppervlakte van 'n piramide, is dit die oppervlakte van die basis, plus die som van die oppervlaktes van al daardie sykant driehoeke. Die buiteoppervlakte van 'n keel is pi radius kwadraat,
oppervlakte van die sirkel, plus pi rs vir daardie keel geboë gedeelte wat ons kry, en s bereken jy dan met behulp van Pythagoras. Gaan werk asseblief deur die voorbeelde in jou handboek en let op al die interessante maniere hoe hulle hierdie vrae kan formuleer en hoe hulle jou bietjie gaan laat dink hoe om al hierdie verskillende kombinasies van prismas en keels en piramides en silinders te gebruik. Geniet die werk, lekker werk!